Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus en dit is vir my 'n wonderlike voorreg om weer aan te gaan met Hooglied. En ons gaan sommer dadelik inspring in Hooglied 1 vers 5 gaan ons doen. Ek is bruin gebrand, maar lieflik. Hier is twee goed wat teenoor mekaar staan. Bruin gebrand, maar lieflik. Hoe nader ons aan die lig beweeg, wat Jesus Christus is, hoe meer gaan ons bewus word van ons sondigheid, 'n intieme verhouding met hom, soos wat hy ons nader trek. Besef ons maar, wow, kyk hoe sondig is ek, kyk my sondigheid wat nog in my vlees is, al die tentakels nog van die ou natuur wat hier in my vassit. Die kruis het ons ou natuur gekruisig. Ons het saam met Christus gesterwe, maar ons denke moet vernuwe word en ons gedragspatrone wat in ons denke gevorm word, terwyl ons hierdie sondige natuur gehad het, moet vernuwe word. Daar is 'n vernuwing wat moet plaasvind. Haar ou natuur is swart en slordig, maar daarteenoor is hy beklee met die kleed van geregtigheid. Sy is bruin gebrand, maar sy is lieflik. In die binnekamers is sy bewus geword van haar nuwe lewe wat sy deur Christus ontvang het, deur verlossing. Sy sien dat sy beklee is met rein, blink en fyn linne, die gordyne van Salomo. Dit spreek van blink, rein en fyn linne. Sy raak bewus van haar sondige natuur, maar sy het vrymoedigheid, omdat sy haar kleed van geregtigheid sien waarmee sy beklee is, deur die een vir wie sy lief is. Die ander gedeelte van die vers, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo, is weer twee wat teenoor mekaar staan. Die tente van Kedar was swart tente wat in die woestyn van Kedar opgeslaan was. Ismael se een seun se naam was Kedar, en Kedar se nageslag het doelloos in die woestyn rondgeswerf. Haar ou natuur is swart en haar lewe doelloos, en so swerf jy rond en mis die doel hoekom God jou geskaap het. So kan ons ook, terwyl ons kinders van die Here is, doelloos rondswerf. Want daar is werke wat vir ons voorberei is voor die grondlegging van die wêreld af. En as ons nie die Here soek vir daai werke nie, kan ons nog steeds doelloos in die woestyn rondswerf. Die tente was lelik en die struktuur was slordig. So is ons ou lewe. Maar Christus wil ons beklee met sy lewe, en daai lewe is in ons gees. En ons moet toelaat dat hy ons transformeer, sodat daai lewe sigbaar word, sodat ons kan wandel in die werke wat hy wil hê ons moet wandel, wat hy vir ons voorberei het voor die grondlegging van die wêreld. Hoofstuk 1 vers 6 sê, moenie na my kyk omdat ek so bruinerig is, omdat die son my verbrand het nie. Nou daai moenie na my kyk, kan ons omskryf as, dis 'n gesindheid wat algemeen is in die eerste tree van 'n dieper geestelike wandel met Christus. Nee? Ons wil nie hê dat ons sondige natuur aan almal geopenbaar moet word nie. Nou die sondige, ons ou lewe is gekruisig, maar daar is nog tentakels wat in ons vassit, wat ons optree soos ons opgetree het toe, voor ons hom geken het, en die Here wil daai transformeer. Dit is alles in jou siel wat hy wil transformeer. Hy wil jou 'n volkome nuwe skepsel maak. Onvolwasse Christene kruip weg vir ander, omdat hulle nie wil hê dat hulle aan ander geopenbaar moet word nie, voordat die Heilige Gees nie eers met hierdie swakhede effektief gedeel het nie. Ons is baie keer skaam, en ons is baie keer bang dat ons sien, as ons iemand sien wat ons weet in die Here in 'n diep verhouding stap, en ons kom by daai persoon, as ons bang dat hy sal agterkom, kyk nog hierdie dinge in my lewe, ons is bang daarvoor. Dit is 'n natuurlike gevoel in ons. Hy sê, moenie na my kyk omdat ek so bruinerig is nie, moenie na my kyk dat die sonde my nog so besmet het nie, ek is nog nie volkome gemaak deur Christus, daai skepping, daai herskepping nie, daai nuwe lewe kom nog nie sigbaar deur nie. Daarna, as ons besef, maar Jesus is besig in ons lewe, gee ons nie om nie. Laat ons toe dit almal sien wie ons werklik is, ons haal hy maskers van ons gesig af. En ons sê, ek gee nou nie om nie, Here, dit is hoe ek is, U moet my transformeer, U moet hierdie goed uit my uithaal, en die Heilige Gees gaan. Verbrand is 'n indikasie van haar gemoedstoestand, waarin sy uiting gee van die feit dat die son haar verbrand het. As gevolg van haar openbaring wat sy op hierdie stadium ontvang het, terwyl sy in die binnekamers was,
het sy alreeds gesien dat sy swart is in haar natuurlike voorkoms, maar lieflik, want sy is bekleë met die lewe van Christus. Dit is nie wonderlik nie. Ons bekleë is met die lewe van Christus, dan weet ons is in sy hande en hy sal die werk klaarmaak wat hy in ons begin het. Die ander gedeelte van die vers, hulle het my aangestel as oppassers van die wingerde, my eie wingerd het ek nie opgepas nie. Hier is twee dinge ter sprake, die ander wingerde en jou wingerd. Jou wingerd is jou innerlike mens, dis waar die Heilige Gees werk, hy werk hier in jou siel, in jou innerlike mens. Dit is die wingerd wat jy moet oppas. Soms raak ons so besig om in ander wingerde te werk, dat ons eie wingerd verwaarloos. Wanneer jy die Here toelaat om in jou wingerd te werk, is dit 'n tyd wanneer swakhede na die oppervlak kom, want hy maak jou skoon. Onthou, as goud gesuiwer word, dan word die vuur aangesit en kom die gewellige hitte en al daai onsuiverhede in die goud kom na boontoe. Almal sien dit en dit word afgeskep, maar dit is 'n proses van skoonmaak. Nou dit maak ons skaam. Daarom sê ons soms, moenie na my kyk nie. Hierdie onsuiverhede wat aan die oppervlakte kom, is wanneer die son van geregtigheid in jou lewe begin skyn. Met ander woorde, die Heilige Gees jou toestand vir jou begin wys. Dit stel voor God se vurige, intense liefde wat besig is ekskuus tog, wat besig is om alle onsuiverhede uit jou lewe uit weg te brand. Hoofstuk 1 vers 7 sê, vertel my tog my sielsbeminde, waar laat u wy? Nou, sy is op hierdie stadium, is sy nog soekend, baie soekend. Sy soek wyding, waar laat u wy? Waar laat u smiddags die vee lê en rus? Nou daai smiddags is 'n tydperk, as ons kyk na Hooglied, dan sien ons dat ons geestelike lewe word gesien as een dag. So smiddags is in die middag, so in die oggend werk jy hard en jy is besig en jy gaan, so gaan ons in ons geestelike lewe ook, ons werk hard, ons is baie ingestel op werke en alles, en ons wil net alles vir die Here doen, en ons probeer om hierdie lewe wat hy ons gegee het, probeer ons in stand te hou en allerlei goed, en nie in die middag en begin jy moeg word, dan sê die Here, maar iets is fout. Iets is fout, ek sien geen vordering in my lewe nie, ek sien, wat gaan aan? En dan begin jy vra, Here, maar waar kan ek kos kry? Waar kan ek uit u hand eet? Waar kan ek die brood van die lewe eet? En waar kan ek rus? Waar lê u vee en rus? In die smiddags, wanneer ek so moeg is, ek is nou miskien in my smiddags tydperk van my geestelike lewe, dan soek ek rus, en ek sê, Here, waar kan ek rus? Nou dit is algemeen, ons raak moeg vir ons eie pogings. Dit is hoekom die Hooglied begin met, laat hy my kus. Laat dit by hom begin. Nie ek wat hom wil kus nie, laat hy my kus. Die ander gedeelte sê, want waarom sou ek wees, soos een, wat haar met 'n sluier toedraai by die kuddes van u metgeselle? Sy is betrokke by 'n kudde, maar hierdie kudde doen dinge wat haar laat skaam kry. Daarom wil sy haar toedraai, sodat ander nie haar betrokkenheid by hierdie kudde sien nie. Sy vra haar beminde, hoekom moet ek my met 'n sluier toedraai oor die manier hoe hulle u volg en hulle leef asof hulle u nie ken nie? Lei my na u ware kudde waar ek kan wy en waar ek smiddags kan lê en rus. Lei my na die ware kudde toe. 2 Korintiërs 6 vers 17 sê, daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. Vriende, daar is 'n tydperk in die lewe wat jy moet uitkom, by die kudde waar jy betrokke is, jou afsonder, voor die Here sit, al neem dit vir jou jare, want die Here wil in jou wingerd werk. Hy haal jou nie uit omdat jy beter is as ander nie, hy haal jou nie uit omdat hy neerkyk op die ander nie, en jy kan nie neerkyk op die ander, op die groep waaruit hy jou uithaal nie, nee, jy kan nie. Die Here haal jou uit, om sy lewe in jou te vorm, en later gaan ons sien in Hooglied, hy stuur haar weer terug,
na die kuddes toe, sodat sy vir hulle die water van die lewe kan bied, sy lewe kan bied, sodat hulle volwasse kan word, sodat Christus in hulle lewe gevorm kan word. Wat is volwassenheid? Volwassenheid is wanneer mens Christus in jou lewe sien en jy jou ou lewe neergelê het. Volwassenheid is nie as jy baie dinge weet en slim is nie, en baie kennis van die skrif hê nie. Dit is nie geestelike volwassenheid nie. Geestelike volwassenheid is as jou lewe neergelê is en Christus se lewe is in jou sigbaar. Dit is geestelike volwassenheid. En dit het niks te doen met kennis nie. Ons moet kennis hê, maar kennis moet toegepas word. Kennis moet prakties word in ons lewe. Al die openbaring wat Jesus ons gee, moet werklik in jou lewe sigbaar word, sodat sy lewe in jou lewe gevorm kan word, sodat hy vrylik deur jou kan leef en jy in die werke kan loop wat hy vir jou voorberei het voor die grondlegging van die wêreld. Nou hoofstuk 1 vers 8 sê, as jy dit self nie weet nie, mooiste onder die vroue. Nou hier vir die eerste keer trek hy haar, kan men sien, daar begin 'n verhouding kom, mooiste onder die vroue. Hy sien haar raak, hy sien sy soek lewe, hy sien sy soek vir hom, hy sien sy's honger, en hy sê vir haar, mooiste onder die vroue. Dit nie wonderlik nie. In die woorde, as jy dit self nie weet, jy wil jy laat verstaan, dat dit nodig is om eers in jou eie wingerd te werk, voordat jy omsien na 'n ander se wingerd. Jou eie geestelike verhouding moet eers gegrond wees in 'n diep, intieme verhouding met jou beminde, anders te loop jy rond soos 'n soekende siel, sonder rus en voedsel, en beteken jy vir niemand iets nie. Dan die volgende gedeelte van die vers, gaan dan uit op die spore van die skape, en laat u bokkies wei by die hutte van die herders. Nou, ons moet teruggaan na die oue evangelie, Paulus se evangelie, en ons moet gaan kyk, al die verborgenhede wat Paulus gekry het, wat die Heilige Gees in hom geopenbaar het. Ons krag lê in die basiese eenvoud van die evangelie van Paulus. Die verlossing wat daar in Christus is deur sy kruisdood, ons dood saam met hom aan die kruis, my ou lewe wat dood is, die nuwe lewe van Christus wat ek ontvang het, en Christus wat my enigste lewe geword het, my nuwe identiteit in Christus, my sterwe saam met hom, maar ook die opstandingslewe waarin ek moet wandel. Het ek begrip wat dit alles beteken? Het dit vir jou nuut geword? Hierdie evangelie moet vir ons nuut word, dit moet 'n realiteit in ons lewe wees, dit moet 'n werking in ons lewe wees. As jy nie begrip het wat al hierdie waarhede beteken nie, sal jou lewe kragteloos wees. Paulus se briewe is vir ons geskryf. Ons moet dit elke dag lees, bepeins en ons eie maak, selfgesentreerde leerstellings wat die sielslewe opbou en die self opbou, is aan die orde van die dag. Dit is 'n verkeerde evangelie. Enige evangelie wat die mens ophef is rooi ligte. Want 2 Timoteus 4 vers 3 sê, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hulle gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeertes. Ons wil in ons gehoor gestreel is, ons wil hoor hoe goed is ons, hoe oulik is ons. Maar mense, ons is niks. Jesus is alles. Hy moet ons alles word. Hy moet verhef word. Ons moet kruis toe. As die Heilige Gees in jou lewe werk, gaan hy jou kruis toe vat. Dis waar jy hoort, gekruisig, saam met Christus, ou lewe, dood. Nuwe lewe, opstandingslewe, Christus wat deur jou leef. Dit is die evangelie. Wat ons hoor vandag, baie ander evangelies. Ons hoor evangelies van, jy moet geloof hê. Ag, daar is so baie, ek geloof om te claim, te name en te claim en al die dinge. Mense, daar is so baie evangelies wat hulle vandag preek. Maar Paulus het vir ons die evangelie gegee deur 'n openbaring van Jesus Christus. En ons moet daardie evangelie bestudeer. En ons moet kyk
wat Jesus vir ons sê. Nou, ons gaan net tot daarso vandag en ek vertrou dat die Here hierdie paar gedagtes in julle sal lewend maak, dat ons sal sien dat ons moet bruikbare instrumente word in sy hand en ons ou lewe, daai siel van ons moet getransformeer word sodat hy in lyn kom met ons gees. Kom ons praat met die Vader oor hierdie paar gedagtes. Vader, ons bid in Jesus naam in hierdie dag en sê baie dankie dat ons weet dat as ons soekend is, as ons U soek en ons sê Here, kom kus my, kom maak my, dan is dit 'n gebed wat U altyd beantwoord. As ons uitroep is, Here, ek ellendige mens, dit is na wedergeboorte, maar tog voel ons baie keer nog ellendige mense, dan gaan U ons kom herskep. U gaan al daardie tentakels van die ou lewe uit ons uithaal wat ons so mee sukkel, daai ou gewoontetjies, daai gedragspatrone wat so in verkeerde rigtings hardloop, gaan U transformeer en gee ons U gaan dit uithaal, U gaan dit doodmaak, U wil 'n nuwe lewe vir ons skep. U lewe wil U sigbaar maak in ons lewe. En ons kom bid in hierdie oggend dat ons nie sal beswaard raak as ons deur U gelouter en gesuiwer word, die Here, maar dat ons sal weet, dis U wat in ons lewe besig is, en in hierdie dae wat dit so moeilik en so moeilik gaan met baie mense, bid ons Here, dat ons sal raak sien dat U besig is om ons te louter en ons te heilig en ons te reinig, sodat ons bruikbaar sal word en Christus in ons lewe gevorm sal word, want dit is hoe die Vader verheerlik word. Vader, ons sê vir U baie dankie. En ons bid vir U genade in ons lewe. In Jesus naam. Amen.